Goeiemorgen, dit is maandagoggend 16 Junie 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En ja, dit is vandag sogenaamde jeugdag en ons moet maar kyk wat kom daarvan, wat word weer op die platforms kwyt geraak, wat word gesê. Maar ek dink daar is veel belangriker dinge wat tans in die wêreld afspeel, wat invloed op ons gaan hê. Saterdag, die 14de in Amerika, het die Amerikaanse weermag hulle 250-jarige bestaansjare, ek loop my tong nou, 250 jare van die bestaan van die FSA weermag is gevier, met 'n groot parade, die eerste groot parade in baie jare wat ons in Amerika sien. En dit was ook Donald Trump se 79ste verjaarsdag. Maar wat opvallend was, is die verdeeldheid in Amerika langs die politieke lyne. Net een demokraat, Fetterman, het gesê, dit gaan oor meer as politiek. Dit gaan oor die 250-jarige bestaan van die weermag en al die opofferings wat al deur die weermag gemaak was en so meer. Maar daar is baie betogers ook ter sprake. Hulle is weggehou van die parade self af. Die Los Angeles situasie, daar is verskeie plekke waar daar moeilikheid in Amerika is. Dis asof daar 'n sluimerende revolusie besig is om te kook, om te wag om tot uitbarsting te kom. Ek dink Amerika self was nog nooit so naby aan 'n burgeroorlog soos nou nie. En mits die huidige Trump-regering nie baie vinnig en baie hardhandig optree nie, kan die dinge landwyd verder eskaleer en verkeerd loop. Intussen is die Iran-Israel oorlog, lank verwag, is aan die gang. Dit het begin met die feit dat daar eers samesprekings gister sou plaasvind, Sondag, en daardie samesprekings sou gaan oor kernwapens, die onderhandeling oor Iran-verryking tussen Amerika en Iran. En terwyl die hele wêreld sit en wag dat hierdie gesprek suksesvol of onsuksesvol moet wees, gaan wees, almal is op die uitkyk daarvoor, besluit Israel toe, dis nou tyd om 'n voorspringaanval op Iran te doen. Hulle het dit toe ook gedoen en ons het baie betrokkenheid gesien van verskillende lande, verskillende vliegtye wat hervullings doen vir die Israeliese vegvliegtye wat met bomme ingevlieg het Iran toe. Daar is ook missiele afgeskiet op Iran. En Iran is so iewat onkant gevang met hierdie aanval wat teen hulle geloods was. Onkant gevang in die sin dat hulle het ook verwag dat daar nie iets sal gebeur voordat die samesprekings tussen Amerika en Iran afgehandel was nie. Ons sien nou dat die samesprekings het nie plaasgevind nie en dis te verstaan, want daar was Amerikaanse betrokkenheid in hierdie hele aanval en soos wat sommige ontleeders dit dan ook uitwys, is dit duidelik dat hierdie aanval van Israel wel met Amerikaanse kennis plaasgevind het. So Amerika het kennis gedra daarvan en het wel nou nie aktief deelgeneem behalwe vir die aanvulling van vliegtye en dalk gehelp het met inligting op die grond en so meer nie. Maar Iran het tog teruggeslaan 3 aande in 'n ry. Ons sien dan ook dat daar hewige missiele aanvalle was, baie suksesvolle teenaanvalle of weerbraakaanvalle vanaf Iran se kant. En in Israel is so iets omtrent nog nooit gesien nie. En ek gaan nou vir julle net 2 video's wys vinnig van die missiele. En
Soos die een joernalis gesê het, hy was in 8 jaar wat hy in Israel nou al verslag doen, het hy nog nooit so hewige aanval en sulke grootskaalse vernietiging gesien nie. Maar kom ons kyk hierna. Ag tog. Jy kan sien hoe die missiele Tel Aviv tref, die hoofstad van Israel. En op 'n stadium was dit duidelik dat die Iron Dome, die onderskeppings missiele, die Patriots nie kon byhou met hierdie aanvalle nie. En dan hierdie video wat ook gemaak is, jy kan hoor die mense in die agtergrond. Mense kyk net die hoof van daai vlamme by die sky wat hierdie hoë geboue in die stad. Is geweldige ontploffings wat plaasvind. Daar is beeldmateriaal van die Iranse hypersoniese missiele wat inkom teen 3-4 keer die spoed van die supersoniese missiele en die Iron Dome. Israel self het nog nooit sulke vernietigende aanvalle teen hulle ervaar nie. Ons kan dus verwag dat hier 'n grootskaalse eskalasie nou gaan plaasvind, dat dinge sal gebeur, dit sal vererger. Ons weet dat Netanyahu het reeds versoek dat Amerika by die oorlog betrokke moet raak, en dis presies die lokval waarin Donald Trump nie moet trap nie, want dit is deel van die speelboek, soos wat dit beplan was, dat dit dan moet plaasvind. Amerika moet ingetrek word in hierdie oorlog, net soos wat hulle probeer het om Amerika in te trek met die Oekraïne-oorlog, fisies mense op die grond. Of dit gaan gebeur, sal ons moet sien, maar as dit sou gebeur, dink ek, ons is dan in vir 'n wêreldoorlog. Hierdie oorlog wat nou in die Midde-Ooste uitgebreek het, gaan die hewigste wees in die geskiedenis. Ons sien reeds dat China het hulp aangebied, of dan nou toerusting, wapentuig ingestuur, Russe doen dit, en interessant genoeg Pakistan ook. En Pakistan het gewaarsku dat indien daar 'n kernaanval van enige aard op Iran uitgevoer sou word, dan sal Pakistan 'n kernwapen op Israel afvuur. So dit 'n grootskaalse eskalasie. Ons kan nie aan die slaap gevang word nie. Ek het nou nog een videoklip wat ek hier vanoggend vir julle wil speel. Luister mooi na wat hierdie man te sê het. From Hungary. The situation is getting real, and it's getting real fast. Iran launched over 800 projectiles at Israel, cruise missiles, drones, ballistic missiles. This isn't posturing anymore. This is a full-scale strike. And now, it's not just Israel defending itself. The UK, the US, Saudi Arabia, Jordan, Qatar, they're all intercepting incoming fire. And let's be clear, the US is involved as well. American planes took off from Al Udeid Air Base in Qatar, refueling Israeli jets mid-operation. That's not passive anymore, that's direct support. Now here's the part that goes deeper than just the battlefield, and I want you to really, really hear this. There's forces at play, forces who want to see trade routes blocked. They want to use war to choke supply chains, collapse financial systems, and destroy the current economic order. Why? Well, they want to bring about a total reset. You heard of that. They want to manufacture crisis and then control the situation under new rules. That's the bigger game. And if you're only watching the missiles, you'll miss the motive. People are scared right now, and they should be. They should be alert too, because the worst thing that we can do right now is to stay asleep. This war isn't just over there somewhere. It's here. It's affecting markets, oil prices, supply chains, and soon it'll be knocking on more doors than you can imagine. So stay alert, stay grounded, and don't fall for the narratives. I'll be back tomorrow with more. Dit 'n opsomming van ook 'n ontleder wat vanuit Hongarije die situasie dophou, en sy waarskuwings is inderdaad treffend.
Hier's veel meer agter hierdie aanval as wat ons dink. Daar is 'n ander ontleder wat sê dat Israel, die Zioniste daar, wil 'n Armageddon profesie afdwing op die wêreld. En dis waarheen hulle dan nou op hierdie stadium probeer beweeg. Ons was nog nooit so naby aan 'n wêreldoorlog soos nou nie, baie nader as wat dit ooit in Oekraïne gekom het daartoe, en hierdie situasie gaan hande uitdruk baie vinnig. Of Israel dit gaan volhou alleen, weet ons nie. Of Iran dit gaan volhou alleen, weet ons nie. Op hierdie stadium lyk dit net dat Iran het die hele wêreld met hulle teenaanval geskok, want niemand het verwag dat Iran daardie klas van missiele oor beskik, nommer 1, en dat hulle dit so akkuraat kon neersit op die plekke waar hulle wou nie. Ek het nog heel wat videomateriaal wat ek moet deurwerk. Wanneer ek dit gedoen het, sal ek dit in 'n opvolgprogram vir julle wys. Ek sal vir julle speel, dat julle self die skaal van vernietiging kan waarneem wat tans in Israel op die grond aan die gebeur is. Daarenteen kry ons nie te veel videomateriaal vanuit die Iranse kant uit nie. Natuurlik is daar ook groot skade, natuurlik is daar ook verliese. Ons weet dat daar's van die leiergroep van Iran is daar doodgeskiet in 'n missielaanval. Ons weet dan ook dat die hoof van die Israeliese vloot is ook dood in die teenaanval, en hy was spesifiek geteken om uit te haal. En ons kan verwag dat daar nou ernstige aanvalle sal kom om spesifiek leierselemente te neutraliseer en uit te haal. En dit verduidelik hoekom die Israeliese premier Netanyahu vir die teenaanval uitgevlieg het uit Israel uit en eintlik gaan skuil het in Griekeland. En eers na die aanvalle dan weer teruggekeer het na Israel toe. Ek verwag egter dat dit nou 'n daaglikse deurlopende geveg sal raak tussen die twee lande, en hoofsaaklik missiele en vliegtuie aanvanklik, en hoe dit gaan verder uitspeel sal ons maar moet wag en kyk. Maar dat iemand besig is om die wêreld te manipuleer, soos wat daardie joernalis daar verduidelik, dit is so. En omdat hulle die wêreld manipuleer, moet ons aanvaar, dit gaan 'n direkte invloed op Suid-Afrika ook hê, en ons gaan geweldige skaarstes begin beleef, en brandstofpryse gaan styg, en daar gaan 'n handelsontwrigting plaasvind. Meer dan van toepassing op Europa en hierdie plekke, en 'n mindere mate van 'n invloed op ons. Ons gaan net die prysstygings van alles ervaar. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en ek gesels dan môreoggend weer met julle. Maar hou die situasie dop, dis baie ernstig, bitter ernstig, die implikasies vir ons hier in Suid-Afrika. Lekker dag.